Jesus het oorkant die offergawekus gesit en kyk hoe die skare kopermunte in die offergawekus gooi. Baie rykes het baie ingegooi. 'n Arm weduwee het gekom en 2 lepton, wat saam 'n kwadrant werd is, ingegooi. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, Amen, ek sê vir julle dat hierdie weduwee wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offergawekus gegooi het. Want almal het dit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Ons is in Jesus stories deel 55, prys die Here, sy wil vir jou lewe is dat jy hom sal ken, en dis wat 'n kerk veronderstel is om te doen, om mense aan Jesus voor te stel, dat hy hulle kan red, dat hulle sy disippels kan word, en hoe leer jy hom ken? Deur te kyk na wat hy gedoen het, en wat hy gesê het, en wat het hy gedoen, en wat het hy gesê? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het, en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. Wat beteken hy het ons kom voorstel aan sy Vader? En wie hy is, en wie sy Vader is. Dis al wat hy gesê en gedoen het. Wat beteken vir my en jou, as ons 'n disipel word van Jesus, beteken 'n volgeling van Jesus, ons luister as hy praat. En ons leer by hom, en ons doen dit wat hy sê. En dis hoe jy jouself identifiseer as 'n disipel van Jesus. Is jy weet, jy volg hom, want jy doen wat hy sê. Jy doen nie wat hy sê, want dit gaan jou in die hemel kry nie. Jy gaan in die hemel toe, want hy red jou. En dan word jy 'n volgeling van hom, en dan sit 'n natuurlike resultaat van die feit dat jy 'n volgeling van hom is jy doen wat hy sê. So, ek wil vanoggend wegspring met hierdie vraag, want hierdie vraag behoort by jou op te kom. Hoe weet jy gee genoeg? So, ons praat spesifiek oor geld, maar ons praat ook oor jou tyd en jou energie en jou gawes. Alles wat jy het om te gee. Hoe weet jy gee genoeg? Stoei jy met hierdie vraag as 'n Christen? As jy nie doen nie, twyfel ek of jy 'n Christen is. Want die een wie jy 'n disipel van is, het net gegee. Sy hele lewe was 'n gee. Alles. Sy tyd, sy energie, sy geld, alles wat hy gedoen het was gee. En jy kan nie vandag vir my hierso sê, sit en sê, ek is 'n disipel van Jesus en ek het nog nooit hierdie vraag gevra nie. Dis onmoontlik. Of dalk is dit iets waar jy wonder nie, want hy's nie regtig jou God nie. Jou geld is. Daar's baie mense wat hierdie vraag baie maklik antwoord. Hulle sê, wel, as ek het om te gee, dan sal ek. Wat beteken, jy vertel vir jouself jy het nie. Maar die feit dat jy asem in jou longe het, is genade. Jy vertel vir jouself, daar's niks op my begroting. As ek my hele begroting aan die einde van die maand uitgewerk het, is daar niks oor nie. En as daar iets oor is, dan sal ek dit gee. Maar dan het ek mos genoeg gegee. Beteken geld slaan nie gitaar in jou lewe. Jy is nie in beheer van jou geld nie, jou geld beheer jou. As jy 'n Christen is, wonder jy hieroor, want Jesus het hieroor gepraat. En weet jy wat Jesus se antwoord is hieroor? Is 'n vraag wat jy jouself moet vra vanoggend. Wat het die Here hieroor gesê? Nou, as ek vanoggend hieroor gaan praat, gaan dit natuurlik baie verwys na geld toe, maar ek gaan dit weer sê. Ek praat nie net van jou geld nie, ek praat van jy is 'n mens. Elke mens het 'n begaafdheid wat jy uit genade uit ontvang uit die hand van die Here uit. Alles wat ons is, kom van die Here af. En die Here, jy's 'n instrument in sy hand. Hy gee vir jou alles wat jy het. Jy verdien niks nie. Dis 'n geskenk. En jy word dit gegee om dit te bestuur vir sy heerlikheid op die einde van die dag. Maar ons is die heel dag van ons lewe, elke dag in versoeking. Ons word in versoeking gelei om ons hoop van God af te haal en dit te migreer na ons geld toe en ons vermoëns en ons tyd toe en ons begin self staat maak dat ons vir onsself kan voorsien. En my sekuriteit begin daarin lê, hoeveel geld ek het. Want dit laat my veilig voel. Ons almal is in daai versoeking elke dag van ons lewe. En Jesus het dit geweet. Dis hoekom die einste Jesus gesê het, jy kan nie God en Mammon dien nie. Hy het nie gesê jy kan nie God en die duiwel dien nie. Hy het geweet die duiwel gaan vir niemand 'n opsie wees nie. Maar geld is 'n opsie in plaas van God. Hou dit in gedagte, ons is elke dag in hierdie versoeking as ons 'n disipel van die Here is. En 'n ou wat nie die Here volg nie, het nie 'n probleem nie. Dis 'n ou wat die Here volg wat hierdie probleem het. 'n Ou wat nie die Here volg nie, doen wat hy wil soos hy wil. En as hy
Baie het smiley en glo hy, niks kan my ooit oorkom nie. Totdat iets jou kan oorkom, want goed kan jou oorkom, maak nie saak hoeveel geld jy het nie. Of hoeveel tyd jy dink jy het, of hoeveel gawes en talente jy het nie. So ken jy Jesus se antwoord? Hoe weet jy gee genoeg? Ons gaan vanoggend hoor. Nou ek het hierdie vraag, hierdie week vir AI gevra, op Google. Toe dacht ek, dis interessant, ek wil dit vir julle wys. Christus, hierdie is nice. Kyk wat sê Google. Knowing if you are giving enough involves an internal check-in. Ek gaan hom baie stadig deurwerk. Met ander woorde, hulle sê, kyk na jou binnekant toe, sê AI. Nou, vir die wat nie weet hoe werk AI nie, al die inligting wat op die internet beskikbaar is, sif 'n rekenaar vir jou en sê vir jou, dit is al die inligting wat daar beskikbaar is, en hierdie is die algemene opinie van die wêreld. So AI dink nie namens, AI dink nie die antwoord uit nie, hy vat die inligting wat op die internet is, en hy sif dit vir jou, en hy sê, hierso is die opinie, die algemene opinie van elke studie, en elke ou wat al hieroor gepraat het op die internet. Ok, so hy het dit gesif. En hulle sê, jy moet in jou binnekant inkyk, en dan moet jy kyk hoe dit jou laat voel, en jy moet kyk hoeveel energie het jy oor, as jy klaar gegee het. Hoe het my laat voel, goed of sleg? Het dit my uitgeput? Hoe het ek oor die hele, wat is my belewenis met hierdie hele ervaring gewees? Gevoelens en my energievlakke. And an external assessment of the mutuality and health of the relationship. So nou sê hulle, jy moet eers binne toe kyk nou hoe dit jou laat voel, en kyk na jou energievlakke, en dan kyk jy daar waar jy jou geld gee, kyk buite jouself, daar waar jy jou geld gee, het jy dit gegee vir 'n spesifieke doel. En jy het in daai verhouding ingetree met daai spesifieke doel. Is dit effektief daar waar jy jou geld gee? So dit moet jou op jou end laat goed voel, jy moet jou energievlakke moet hoog voel, en dit wat jy gee moet wel 'n verskil maak. Jy moet seker maak jou geld gaan op die regte plek. Generous giving should feel light and joyful, while overgiving leads to depletion and resentment. So dit moet lekker lig voel, en jy moet voel, ek kan smile terwyl ek dit doen, terwyl as ek te veel gee, dan voel ek, almal wil my net gebruik. Hulle soek my net vir my geld, en dan begin ek alles verwerp. Mense voel so oor die kerk vandag, nee, oor die breë kerk vandag. Kerk soek net my geld. En toe ek hierdie klaar gelees het, dan dink ek, Jesus is op pad uit Jerusalem uit, oor 2 slaapies van nou af, met 'n kruis op sy rug. En plaas het hy net AI gehad. Net vir hom sê, Jesus, ek hoop jy smaal terwyl jy op pad is na Golgotha toe, en ek hoop, jy gaan nie uitgeput voel, of iemand haat nie. Want dis wat die wêreld jou leer hierdie. Dis nie wat die Bybel jou leer nie. Dis belaglik. Dis totaal vergaande, want ek dink jy moet kyk na hoe dit jou laat voel het. Geld, dit is hoe dit lyk as geld jou lewe regeer. Geld wil jou afhanklikheid hê. En as jy afhanklik is van geld, is dit hoe dit jou laat voel, wanneer jy dit moet weggee. En dan is jy op 'n gevaarlike plek volgens AI. Ek is so bly, Jesus het nie so geredeneer nie, want ek sou nie vandag met God in 'n verhouding gewees het, as Jesus so geredeneer het nie. Hy sou lankal gehardloop het. Hy het alles wat hy gehad het, gegee. Die storie waarna ons kyk vanoggend is die offergawe van die arm weduwee. Nou, om vinnig vir jou konteks te gee, is dis Woensdag, Jesus word Vrydag gekruisig, soos ek gesê het, oor 2 slaapies, en hier is laatmiddag se kant, en al die Joodse leiers was by Jesus om hom te ondervra, om hom vas te trek, om bewyse teen hom te kry, om hom te kruisig, en hy het met hulle die vloer gevee, en toe het hulle nou opgehou om van vrae te vra, want hulle kry niks meer reg met hom nie, en toe het hy hulle nou begin aanvat en vir hulle gesê, julle is wit gepleisterde grafte, julle is slange, julle is boodskappers van die hel, en julle laat mense 2 keer vinniger hel toe gaan as wat julle gaan, met al die nonsens wat julle vir hulle vertel. Dis hoe hulle aangevat het. As jy laasweek hier was, sou jy dit gehoor het. En hy het hulle toe nou vernietig. Hy het onder andere gesê, hoe hulle die weerbare mense uitbuit, soos die weduwees. Hoe hulle 'n weduwee se boedel moet hanteer,
en ons besteel hulle leeg en sê hulle, jou man het eintlik niks gehad nie, maar hulle vat al die geld en druk dit in hulle sak. Hy het dit onder andere genoem. Nou, jy sal nou sien, hierdie storie is so mooi, die stukkie salami tussen twee buns. Hierdie is so mooi die middel van die toebroodjie. Die bokant gaan oor al die fariseërs, wat die weduwees uitbuit, en dan gee hy vir ons 'n voorbeeld van hoe hierdie weduwee uitgebuit is, en dan aan die ander kant wys hy vir ons, wat gaan hy doen, as gevolg van hierdie sisteem, wat so siek is. So, in hierdie storie gaan ons 'n paar goed sien. Ons gaan in die eerste plek sien, wat maak geld, of die gierigheid na geld toe. En hoe het dit mense wat behoeftig was, net verder gesink. Die volgende ding wat ons gaan sien is, hierdie godsdienstige sisteem, wat niks beteken vir niemand nie. Maar tog het mense nog steeds hulle hoop daarin gesit. En die laaste ding wat ons gaan sien in hierdie storie is, hoe lyk iemand wat gee? Hoe lyk dit? Hoe is dit veronderstel om te lyk? So kom ons spring weg. Jesus het oorkant die offergawe kus gesit en kyk hoe die skare kopermunte in die offergawe kus gooi. Baie rykes het baie ingegooi. So ons verwysingsraamwerk vandag is, of er 'n mandjie wat dalk by jou verby beweeg, of in hierdie geval is daar seker iewers 'n kus gewees. En mense het of as hulle by die deur inkom of as hulle by die deur uitgegaan het hulle in daai kus geld gegee. So as jy nie die konteks verstaan nie, is dit jou gedagte wat hier aangaan. Maar Jesus is op hierdie stadium, nee, dit werk nie soos daar nie. Ek gaan nou vir julle die prentjie wys oor hoe dit werk. Die mense het, wat hulle 'n trompet genoem het hulle geld ingegooi. En daar was nie net een nie, daar was 13. En dit was in so trompetvorm gewees, wat 'n groot mond was, maar 'n klein gaatjie waar hierdie geld uiteindelik geval het in so 'n groot houer, want sodat niemand nie hulle hand kon indruk en dit vat nie. En hierdie trompet was van koper gemaak. En die mense het koper muntstukke daarin gegooi. So as jy hierdie skrifvers lees, Jesus het by hy was naby hierdie klomp houers gewees waar daar geld ingegooi was, en hy het die skare dopgehou, en baie rykes het baie ingegooi. Hoe het hulle geweet, baie mense het baie ingegooi, baie rykes het baie ingegooi? Dit het 'n groot geraas gemaak, want die muntstukke was van koper en die pot was van koper. So hy kom daar met sy kopermuntstukke en hy damp dit, en dit maak 'n groot geraas soos dit afgaan. En die disippels is by Jesus, almal sien wat hier aangaan. So, net om jou 'n prentjie te wys, onthou julle hierdie prentjie toe ons gepraat het oor die tempel? Hierdie onderste vlak hier is die area waar die heidene nasies kon beweeg het. Een vlak op is die area waar die vrouens, die Joodse vrouens, heidene mag nie daar gekom het nie, net Jode mag daar gekom het, en daar mag die vrouens ook gekom het. In die binnekant van die tempel mag net die mans gekom het, en die allerheiligste mag net die hoëpriester gekom het. So in hierdie area van die vrouens, is waar daar 13 sulke trompette gestaan het. En hierdie 13 trompette het nie net, sommer net random geld ingevorder nie. En hierdie is dalk nou glad nie vir jou interessant nie, maar ek vertel hierdie vanoggend vir jou, om vir jou te wys, hoe dit gewerk het in daai tyd. Jy mag dalk daai tyd baie kwaader vir die kerk gewees het, soos jy vandag vir hom is. En hierdie is hoe siek hierdie hele Joodse sisteem was. Maar hierdie was ook gebaseer op Eksodus 30, op God se riglyne vir hoe dit moes werk in die tempel. Maar soos ons nou in die tyd nou al weet in Jesus stories, is die wet nie vir die mens gegee, want hulle kon dit regkry nie. Dis vir hulle gegee om vir hulle te wys, hulle het 'n verlosser nodig. Dis vir hulle gegee om te wys, hulle kan nie by God uit hulle eie uitkom nie, hulle het 'n verlosser nodig. Tog het baie mense nog steeds hulle vertroue in hierdie sisteem gesit om by God uit te kom. So ek gee vir jou die detail van hoe hierdie gewerk het, sodat jy sal verstaan, dat Jesus het hierdie sisteem vernietig. So, net om vir jou te wys, daar was 13 van hierdie. Nommer 1 en nommer 2, moes jy net jou tempelbelasting geld ingegooi het. Nou hierdie is net so dood interessant. Hierdie tempel wat ek sopas vir julle gewys het Herodes die Grote, dit was die heerser oor Judea toe Jesus gebore is. Het hy hierdie tempel van Israel gevat, so 20 jaar voor Jesus se geboorte het al begin. Het 40 jaar gevat, 20 jaar tot na Jesus se geboorte het en nog steeds. Het hy hierdie tempel so uitgebou. Die heidense area wat 11 hektaar groot was as die tempelterrein, en dan die vroue area en dan die tempel soos wat hy voorgeskryf was vir Moses. Hy het dit uitgebou. So hy het dit gedoen hoofsaaklik om die gunst te wen van elke Jood en hulle loyaliteit te wen.
Hy het niks verwag vir dit nie. Hy het nie verwag hulle moet hom betaal daarvoor nie. Tog was trompet nommer 1 en trompet nommer 2 gebruik vir tempelbelasting. Dit was soos jou toegang, om toegang te hê tot die tempel. Jou ingangsfooi. Nou waartoe gaan hy geld? Dit het nie gegaan na Rome toe nie. Nie gegaan na Herodes die Grote toe nie. Dit het gegaan na die Jode toe. Nou wie van hulle sal ek aan dit vra? 3 en 4 was duifgeld. Jy het elke jaar met Paasfees was daar 'n gemeenskaplike duifoffer deur die hoëpriesters van die Joodse tempel. En as jy graag ingesluit wou gewees het by hierdie offer, aan die ander woorde, die priesters het elke jaar namens die volk, namens die Joodse volk voor die Here gaan staan en gesê, Here vergewe hulle vir die laaste jaar se sonde. Dan het hulle nou namens jou ingetree tussen jou en God en hulle moes duiwe offer vir dit. As jy wou enigstens deel wees van daai proses, dan moes jy bygedra het. Jy moes geld gegee het sodat die duiwe kon gekoop geword het, sodat dit geoffer, soos 'n gemeenskaplike offer. So jy weet nie eers hoeveel duiwe word gekoop of hoeveel word geoffer of jy nou uiteindelik ingesluit is nie, maar jy het geld gegee vir die duiwe sodat jy kan seker wees jou saak tussen jou en die Here is reg. En jy word vergewe vir die laaste jaar se sonde. So daar was trompet 3 en 4 was vir duifgeld. Trompet 5, 6 en 7, hierdie is nice. Was vir hout, wierook en goue potte. Was om die tempel te versier. Laat dit mooi lyk. Want ons hou daarvan as dit mooi lyk. Jy kon bydra. En hoe meer jy bygedra het, hoe meer heilig was jy. En hoe meer wen jy die Here se guns, en hoe meer seën hy jou, en hoe meer beskerm hy jou. Want dit het als gegaan oor, dit moet met my goed gaan. Nou nommer 8 tot 12. Alles wat jy oorgehad het, na jy al jou offers gebring het. Nou hierdie klink amper soos 'n vrywillige ding, maar dit is nie wat dit is nie. Daar was 4 offers wat jy moes voor geld bring, ook as jy Paasfees toe gekom het. Kan julle sien wat 'n tipe ouens, hoeveel ouens as jy dink jy kon kwaad gewees vandag vir kerk, dan moes die eerste een is jy moes 'n sondeoffer bring. Behalwe dat jy 'n lammetjie bring, die heel eerste van jou opbrengs om hom te offer en jy het hom klaar of hom saamgebring of een gekoop, moes jy ook geld betaal om ontslae te raak van jou sonde. So een van hierdie was 'n sondeoffer, die ander ene was 'n skuldoffer. Kom ons sê jy het vir iemand gejok of jy het by hulle gesteel en jy voel skuldig daaroor, dan moes volgens die Joodse wet, Eksodus, moes jy terugbetaal wat jy die ou te nagekom het plus 20%. So dan het jy na daai persoon toe gekom wat jy te nagekom het, jy het hom gaan terugbetaal, maar as jy nou by die tempel kom Paasfees, dan moes jy nou daar ook betaal. Want jy moet nog jou saak regmaak tussen jou en die Here. Jy het nou klaar die saak tussen gaan regmaak tussen jou en die persoon wat jy te nagekom het, nou moet jy nog die saak tussen jou en die Here. So dit was jou skuldgevoel. Die eerste een sonde, die tweede een skuldgevoel. Die derde ene is die fooi van die Nasarener. Jy kon besluit, ek sit my hele lewe op hou. En ek gaan vir 'n jaar of 2 of 3 myself afsonder vir God in die Joodse tradisie. En hulle het dit genoem die Nasareners. En om deel te wees van daai beweging moes jy 'n offer bring. Elke Paasfees. Jy moes betaal om dit te kon doen. En dan die laaste ene is die offer vir genesing van melaatsheid. Van hierdie 4. En ek kan myself imagine, hierdie Paasfees het daai houer baie geld gemaak, want Jesus het 'n paar melaatses gesond gemaak. Jy moes gaan betaal, in die eerste plek moes jy gaan wys vir die hoëpriester, jy is gesond van melaatsheid. En as Paasfees verbykom, dan moes jy so lank geld bymekaar gemaak het. Jy het nie eers 'n werk gehad nie. As jy melaats was, het jy uit die dorp uit gegooi. Jy moes buite bly. Jy mag nie, dit was aansteeklik geweest, 'n velsiekte. Jy mag nêrens, jy het geen inkomste gehad nie. Maar nou het jy vir jouself vir die hoëpriester gewys, die hoëpriester sê jy is gesond. En dan moet jy nou, wanneer dit by Paasfees kom, moet jy geld ingooi. In die trompet, want jy is nou genees van melaatsheid. As daar enigiets anders is wat jy oor wonder of jy skuldig is en jy's nie seker nie, dan kon jy ook in enige een van hierdie 4 geld gegooi het, net om dit ook uit te sorteer en seker te maak as niks tussen jou en die Here nie. En dan het jy trompet nommer 13 gekry. En trompet nommer 13 was net vir vrywillige gee. Ek het nou al my gees gegee en ek het nog. Dan gooi ek dit daarin. En hier's waar die arm weduwee geld ingegooi het. Vandag se storie. So,
Ek noem hierdie vir jou, soos ek nou vir jou gesê het, om net vir jou te wys, dis hoe die stelsel gewerk het, en Jesus, en die mense het geglo, dat hierdie stelsel is wat hulle by God uitbring, en wat hulle kan in verhouding sit met God, en dit het Jesus gegrief. En Jesus staan nou by hierdie offergawekiste, en hy hou hierdie siek stelsel dop. En ons lees 'n arm weduwee, 'n arm weduwee. Hier is Jesus se punt. Nou moet jy net 'n paar verse terug het ons gelees wie het hierdie vrouens arm gemaak, hierdie weduwees. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het hulle uitgebuit. Hulle is aan hierdie stelsel blootgestel en 'n arm weduwee het gekom en 2 Lipton. Daar is nie iced tea nie, hoor. In elk geval 2 Lipton is gelykstaande aan 'n 64ste van 'n denarius. 'n Denarius is 'n dagloon vir 'n Romeinse soldaat. So, om jou net op die bladsy te bring, as jy vandag R250 'n dagloon verdien, is dit R4. As jy R500 'n dag verdien, is dit amper R8. As jy R1000 'n dag verdien, is dit amper R16. Wat sy gehad het. So. Maar, dis die geldeenheid. Wat saam 'n kwadrant werd is, het sy ingegooi. So, natuurlik was daar 'n klomp mense wat baie geld ingegooi het, wat ons nou net gelees het, 'n groot geraas gemaak het almal se aandag getrek. Ek dink die disippels se monde het oopgehang oor wat hulle sien daar. Want dit was 'n geweldige storie. Daar's duisende mense wat besig is om te gee, en ons is hierdie naweek hier juis om ons lewe te wy aan die Here en seker te maak ons is in 'n verhouding met hom. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê. Nou, as jy vanoggend hierso is en jy sê ek is 'n disipel van Jesus, dan roep hy jou nou nader en het jy nou nodig om jou ore te spits. En as Jesus dit gedoen het, was al elke keer vir my en jou iets om te leer. En ons moenie hierdie les vanoggend mis nie. Hy sê amen. Die Engels sê truthfully. Hierdie wat nou net hier gebeur het, is werklik, is waar. Ek sê vir julle dat hierdie weduwee, hierdie arm weduwee, wat brandarm is, meer ingegooi het as almal wat geld in die offergawekis gegooi het. Jesus sê, in proporsie met wat sy gehad het en wat die ryk ou gehad het sy meer gegee as die res. Nou hierdie het statistiek al oor en oor bewys, ek weet nie of julle my dit al ooit gehoor sê het nie, jy kan dit nou nog gaan navors. Hulle sê, hoe meer geld 'n ou het, hoe minder gee jy. Want dit is asof ons nooit van ons arm mentaliteit ontslaa raak nie. Jy dalk nie met baie groot geword nie, minder as die ouens met wie jy jouself vergelyk het. En vandag gaan dit beter. Vandag vergelyk jy dalk goed met die ouens rondom jou. Toe jy minder gehad het, het jy R1000 gegee. Nou het jy meer, nou gee jy nog steeds R1000, want R1000 is baie geld. Maar dis wat ons onsself vertel. Statistiek het dit oor en oor bewys, is tot vandag toe nog waar in die wêreld, hoe meer jy het, hoe toer gaan jou hande. Want jou hoop migreer na jou inkomste toe. Want jy begin jou vertroue sit, dat dit jou sal help en jou sal deurdra. Dit sal my vat waar ek wil wees. So ek gee nie minder nie, maar ek gee ook nie meer nie. Hoe meer geld jy het, en jy gee nog steeds R1000 of R2000 of R3000 of R5000, vertel jy vir jouself nie, dis baie geld, maar in proporsie met wat jy kry, is dit eintlik baie min. En dis waarvan Jesus hier praat. Sy het meer ingegooi as die res. En dan in die volgende vers sê hy vir ons hoeveel sy ingegooi het. Want almal het uit hulle oorvloed ingegooi. Nou wat beteken dit? Daai is vir my so interessant. En ek weet nie of ons altyd hierdie skrif so lekker verstaan nie, en so lekker mis nie. Ons het hierso by Kruispad dat ons noem die straatkafee. Kerke hou bazaars vir fondsinsamelings. Ons doen bazaars om als verniet weg te gee. Dis 'n straatkafee. So ons vra vir julle, bring vir ons enigiets van jou huis af. Huis waar klere, karre, quadbikes, want dit julle bring nie daai goed nie, maar julle bring gewoonlik klere of koop 'n kruidenierssak en laai hom af saam met jou kruideniers of doen sulke goed, jy weet. Maar laai dit af en dan nooi ons die hele community en dan deel ons al hierdie goed van die tyd. Ons doen dit 1 keer 'n jaar so reg vir die winter. Ons gee vir die mense klere, komberse, lucky packets vir die kinders en warm kos en al hierdie goeders. En dan bring jy alles in jou huis wat jy nou nie meer gebruik nie. Klere wat nog heel is, maar wat jy nie meer dra nie, of huisware. Jy gebruik dit nie meer nie. Dan bring jy dit hiernatoe en dan gee ons dit weg. En party mense,
Ek het nie geweet ek het so baie om te gee nie. Tap jouself lekker op die rug. As Jesus sê, gee uit jou oorvloed uit, dan praat hy van, elkeen van ons kry 'n sekere hoeveelheid 'n maand. Energie, tyd, geld, gawes, talente. En jou bakkie word volgemaak elke maand. En baie keer word hy volgemaak het hy oorloop. En as hy oorloop, dan hou jy hom oor die offerande mandjie. En dan gaan jy aan met jou lewe. Jy het uit jou oorvloed uitgegee. En jy verbeel jouself, ek het gegee. Dit was 'n hele bakkie vragklere. Dis waarvan Jesus praat. Hy het dit nie eens raak gesien nie. Dit het hom naar gemaak. Dit het vir hom niks beteken nie. Maar sy het ten spyte van haar behoeftigheid alles ingegooi wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. So sy het soveel gegee dat sy haar vertroue ten volle op God sit en dat hy na haar sal kyk. Want haar inkomste doen dit in elk geval nie vir haar nie. Sy het nooit haar hoop laat migreer na haar finansies toe nie, met ander woorde. Haar vertroue het gebly op God en sy voorsiening in haar lewe. En van almal wat ingegooi het, het Jesus haar raak gesien. En dis die offers wat hy raak sien. Dis die tipe offers wat hy raak sien. So die vraag wat jy jouself moet vra is, waar is ek op hierdie bladsy? Of is my hoop, trap ek in hierdie geslaggat, want ek word versoek, en ek laat migreer my hoop na my besittings toe, en my goed toe. Ek sê nie vanoggend vir jou, maak jou beursie leeg as die offer aan 'n mandjie verbykom nie. Ek hoop jy hoor die beginsel vanoggend hierso. Ek vra vanoggend vir jou, is jou hoop op God of is jou hoop op jou inkomste? En daar's geen manier om te weet, as jy in jou inkomste vashou nie. Geen manier nie. Daar's geen manier om te weet as jy vashou aan jou sekuriteit nie. Vir jouself. En hierdie is 'n saak tussen jou en die Here. Nie 'n saak tussen my en jou nie. Ek gaan vir julle 'n baie praktiese manier gee hoe ek en my vrou dit ook doen vanoggend, dalk help dit jou. Maar wat leer ons by Jesus uit hierdie storie uit? Nommer 1. Die Here weet werklik wat ons gee. Maak nie saak wat jy jouself vertel, hoe goed en oulik jy is en hoeveel jy gee nie. Die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. En hy weet wat die waarheid is. So jy kan vir jouself 'n storie vertel. Jy kan dit nie vir God vertel nie. En hy sien wat ons gee. Hy sien wat jy met jou tyd maak, wat jy met jou besittings maak, wat jy met jou energie maak, wat jy met jou geld maak. Hy weet. So om so vinnig as moontlik eerlik met jouself te raak, is die heel beste pad hierso. Die heel beste manier om hier vorentoe te gaan. Nommer 2. Om uit jou oorvloed te gee is nie baie nie. Is nie noemenswaardig nie en sien die Here nie eers nie. En weet jy wat so groot verskil maak dit 1 keer 'n jaar op die straatkafee? En ons het al uitgewerk, nee, as jy moet winkel toe ry en jy moet vir jouself 'n uitrusting gaan koop en jy moet vir jouself takeaways koop en jy moet vir jouself 'n trolly kos koop of net 'n halwe trolly of net 'n sakkie kos. Het ons al uitgewerk, dis maklik so R1500 'n kop. Kry hele uitrusting, kry 'n lekker pakket vir jou kinders. Ete, sakkruideniers, maklik, minimum R1500. Maar ons het ons gemeenskap geseën. Ons het vir hulle baie gegee. Dit gaan eintlik nie oor wat die besittings en die geld wat ons vir hulle gegee het nie, want dit kom eintlik uit ons oorvloed uit, maar dit wys jou hoe min vat dit van ons om eintlik 'n verskil te maak. Dit vat nie baie nie. En dit op goed wat ons nie meer gebruik nie. Om uit jou oorvloed uit te gee is nie baie nie. So wat my die vraag vra is, tot wat is sy kerk regtig in staat? Tot wat is sy kerk regtig in staat? Om alles te gee in totale afhanklikheid van God, trek sy aandag. Daar is nie 'n ander manier vir jou om seker te maak dat jou hoop nie na jou besittings en jou geld toe migreer nie.
Daar's nie 'n ander manier om dit te beveg, behalwe om seker te maak, jy is beskikbaar en jy gee nie. Of dit nou geld is, of dit tyd is, of energie is, maak nie saak wat dit is nie. Die Here gee vir ons almal geleenthede op 'n daaglikse basis, en jy kan nie stry nie. Inteendeel, jy het al, soos Ai gesê het, resentment in jou hart, vir al die geleenthede wat jy gebied word om te gee. As ons gee, verklaar ons afhanklikheid van God. Hierdie arm weduwee het voor daai nommer 13 trompet gaan staan en gesê, ek het niks meer oor nie. Al kan hierdie R4 of hierdie R8 nou vir my 'n brood koop, of iets koop om te drink. My hoop is op die Here. Ek's uitgebuit. En hierdie stelsel waar sy dit ingegooi het, kon niks eers vir haar doen nie. Hulle het nie eers genade op haar gehad nie, en dit was Jesus se probleem met die Fariseërs in die eerste plek. Wat nogal interessant is, en ons sal daarna kyk nou nog, ek dink volgende Sondag of die Sondag daarna, is toe hierdie hele storie verby is en hulle stap uit die tempel uit, toe maak een van Jesus se disippels nog 'n opmerking, sê, Jesus, kyk hoe mooi is hierdie beelde hier buite die tempel, kyk hoe oulik lyk hierdie. En dan moet jy hoor wat sê Jesus. En laastens, as jy nie arm is nie, gee nie soos jy moet nie. En hierdie is seker die heel belangrikste boodskap vanoggend om te hoor. Jesus het nie gekom om mense te verlos wat hulle self kan help nie. Hy het nie gekom vir gesonde mense nie, hy het gekom vir siek mense. Wat beteken dit beteken nie daar is gesonde mense nie. Ek moet myself sien as afhanklike van God om in hierdie wêreld te leef. Daar is nie 'n ander manier nie. Ons is almal veronderstel om te kom en te sê, Here, hier is die bewys dat ek die verlossing in my lewe nodig het. My gee is ook 'n bewys daarvan. My tyd, my geld, my energie, alles wat ek het, my kapasiteit, alles is 'n bewys daarvan dat ek arm is en ek het verlossing nodig. En daai les moet ons nie vanoggend mis nie. En hoekom het Jesus haar raak gesien? Want hy gaan oor 2 slapies dieselfde pad stap wat sy so pas gestap het. Hy gaan alles gee. Sodat ek en jy met God in 'n verhouding kan staan. Sodat ek en jy vandag hier kan staan en kan sê, dankie Here dat daar genade vir 'n arme mens is. Dis hoekom Jesus dit raak gesien het. So ek wil afsluit met sommer net 'n paar praktiese, as jy wonder hoe om te gee. Wat is nou presies genoeg om te gee? Ek kan nie vir jou sê wat se bedrag is genoeg vir jou om te gee nie. So ek kan nie vir jou so prak, ek weet nie wat jou finansiële toestand is nie, ek gaan net vir jou sê hoe doen ek en my vrou dit. Ek is gelukkig genade, die Here se genade, het my maale my geleer van laerskool af om te gee, so ek gee al van laerskool af, ek het nog nooit nie gegee nie. Ek het nie sakgeld gekry nie, en toe ek hoërskool kom het ek begin koerante aflewer, en ek het elke maand van my salaris wat ek gekry het op koerante aflewer in Pretoria, het ek gegee in die kerk waar ons was. So, vir iemand wat groot geword het met daai agtergrond, is hierdie konsep dalk bietjie makliker as vir iemand wat nie daar groot geword het nie, en ek verstaan dit. Die feit van die saak bly, dit bly waar. Of jy nou daar groot geword het of nie. Maar die Ou Testament, voordat die Here die wet nog vir Moses gegee het ons gesien dat Melchisedek, 'n hoëpriester, het 'n 10de oorbetaal, 10% van sy inkomste, of 10% van wat hulle gevat het by 'n nasie wat hulle verower het hy oorbetaal aan Abraham. Wat 'n goeie beginsel is. En dan kry jy nou jou Ou Testamentiese riglyne waar Moses vir die volk moes gesê het, hulle moes 10% van hulle inkomste gee, en dan was dit nog sonder hulle offergawes en hulle almoese. Offergawes was vir hierdie trompette en almoese was vir mense wat gebedel het. 'n Jood het eintlik gemiddeld so 23% van sy inkomste weggegee, volgens die Joodse wet. In die Nuwe Testament lees ons in Romeine 12 van vers 1 af, waar Paulus vir ons sê, gee jouself as lewende offers. Op grond van God se groot ontferming, gee jouself as 'n lewende offer. Jy skuld jou lewe vir hom. Hy het jou gekoop met sy bloed. Ek behoort aan God en alles wat ek in my hande het, kom van hom af. En as ek aanneem, alles wat in my hande is net vir my. Dis die definisie van gierigheid. Alles wat die Here vir my gee, as sy kind, ek sy disipel, is net myne. Is gierigheid. Gierigheid is nie, ek het baie en ek soek nog nie.
Gierigheid is ek neem aan wat God in my hand sit, is net vir my. En ek kan dit nie genoeg herhaal vanoggend nie. Dit is nie net vir jou nie. God bemagtig nooit sy kinders om net vir hulle self te leef nie. Hy bemagtig jou vir die wêreld waarbinne jy leef en vir alles om jou. So hou dit in gedagte wanneer ek hierdie met jou deel. Baie mense pas hulle gee aan by hulle begroting. Met ander woorde, as hierdie my begroting is, dan kyk ek wat het ek oor en dan gee ek dit. Soos ek nou gesê het, dan slaan geld die gitaar in jou lewe. En nie jy nie. Of nie die Here se opdrag in jou lewe nie. So wat ons doen in ons huis, is ons gee altyd heel eerste. Ek pas my lewensstandaard aan nadat ek gegee het. So as jy so leef dat jy niks oor het om te gee, is jou lewensstandaard te hoog, met ander woorde. Hopeloos te hoog. Jou hoop is op jou inkomste, nie op God nie. So ek pas my lewensstandaard by my gee aan. 10de is 'n goeie konsep, is 'n goeie riglyn gewees van die Ou Testament. So is dit vandag nog steeds net so geldig soos in die Ou Testament? Nee, Jesus het vir ons 'n nuwe verbond gebring. Hy het ons gekoop met sy bloed, ons behoort kompleet aan hom. Ek is nou 'n rentmeester van God en alles wat in my hande sit is vir sy doel op hierdie aarde, nie vir my nie. Onder andere gaan dit ook na my kyk, maar dit gaan ook kyk na die wêreld rondom my. So ek sorg dat wanneer die begin van 'n maand begin of 'n einde van 'n maand begin, dan hang maar af wanneer kry jy oral geld in jou lewe. Ek praat nou van geld spesifiek, maar dit werk so met my tyd en my geld en my energie en alles. Ek sorg dat ek eerste gee en die res van my lewe daarbey aanpas. My standaard gaan nie hoër as dit nie. Want dit herinner my ek is afhanklik van God en nie van my eie inkomste en my eie lewe nie. Gee heel eerste. Die tweede ding, en hierdie is sommer net praktiese advies. As jy dit nie doen nie, spaar. En probeer om soveel te spaar as wat jy gee en dan jou lewensstandaard eers aan te pas, want dit noem ons wyse finansiële bestuur. Jy werk wys met wat die Here in jou hand gesit het. Hoekom spaar ons? Want almal van ons het meevallertjies. Iets wat jou medies of jou versekering nie betaal nie, of dalk het jy dit nie eers nie, maar jy word siek en jy moet na 'n dokter toe gaan. As jy spaar, het jy altyd 'n buffer. Daar's altyd hierdie vleis ingebou. Nou ek en my vrou het die kinderkerk, by kerk waar ons gewerk het in 2005, het ek en my vrou hierdie konsep vir die kinderkerk geleer, en ek en sy verdien toe saam so R6.500 'n maand. Toe is ons net getroud, 20 jaar terug. En ons gee het klaar, maar ek sê vir ons moet hierdie spaarding inbring, dat ons 'n bietjie van 'n buffer het. Sy sê, hey, hoe gaan ons dit reg kry? Ons kry saam R6.500 'n maand. Ek sê, ons gaan dit net doen. Ons gaan maar iets anders afsny. Ons doen dit tot vandag toe nog. Ons het nog nooit opgehou nie. En as ek vir jou sê, elke keer as daar iets opgeval het, of 'n meevallertjie of iets, dan het ons 'n buffer gehad. So ek stel dit altyd vir almal voor, is wyse finansiële bestuur. Ek wil dalk net sê, ek het vergeet om dit te sê, by die gee gedeelte, hoe gee ek en sy letterlik? Ons gee 'n gedeelte van ons maandelikse inkomste vir die kerk. En dan het ons ook 'n bankrekening by die bank oopgemaak, waar ons geld in sit, wat 'n kaart het. Die enigste reël van daai bankrekening is, geen van daai geld mag ooit my huisgesin enigiets bevoordeel voor nie. Sodat ek altyd iets het om te gee as ek in 'n winkelsentrum staan. Sodat elke keer as daar gevra word, ek iets het om te gee. Ek hou konstant, want ek is nie op die aardbol om te vat nie, ek is op die aardbol om te gee soos Jesus gegee het. So ek het 2 plekke waar ek geld inbetaal om te gee, wat die Steins doen in ons huis. En ek pas my lewensstandaard onder dit aan. Tweedens is spaar en dan die res. Ons leef op die res. Pas jou lewensstandaard aan by die res. Wie's in beheer van jou geld nou, as jy dit so doen? Wie call die shots oor jou geld? Want jy moenie 'n slaaf word van mammon nie. Is mammon in beheer of is jy in beheer? En dis Jesus se punt met hierdie storie vanoggend. Waar lê jou afhanklikheid? Op jou inkomste of op God? En net jy alleen kan hierdie vraag antwoord. En niemand gaan weet nie, ek sê dit oor en oor en oor, ek het dit al baie vir julle gesê. As jy by 'n deelnemer aand was, weet nie of ek dit al hier gesê het nie. As jy 'n kerk soek, waar niemand 'n idee het of jy iets gee nie, jy's in die regte een. Want ons het nie 'n idee nie. Hierdie is nie 'n saak tussen my en jou nie. Ons gaan nie vir jou sê wat jy moet gee nie. Ek gaan net vir jou sê, as jy sê jy is 'n Christen, dis wat Jesus ons leer. En jy het nodig om dit in jou hart uit te sorteer met die Here.
En jy het nodig om daai pad oop te maak soos wat jy voel die Here dit vir jou wys om te doen. So ek het vir julle my praktiese manier gewys hoe ons dit doen en ek vertrou dat die Here jou sal help. As jy dit nie doen nie of as jy vanoggend iets gehoor het wat jy nog nooit gehoor het nie, my gebed is dat die Here jou sal help met dit. En dat jy regtig op die plek sal kom sal besef, ons is nie op hierdie aardbol om te vat nie, ons is op hierdie aardbol om onsself te gee soos Jesus homself gegee het. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Dankie dat U U hele lewe vir ons gegee het om vandag vir ons dit moontlik te maak om met U 'n verhouding te wees en die dood te kom oorwin, dat ons saam met God tot in ewigheid kan wees. Ek bid dat ons sal besef, dat ons die grootheid daarvan sal besef, die almag sal besef van die evangelie en wat dit vir ons beteken. En dat ons instrumente en rentmeesters in die hand is. Here, vergewe ons vir ons hoop migreer na ons rykdom toe. Na ons gawes, ons talente, ons tyd toe, waar ons self inkoop in die illusie dat ons kan ons eie sekuriteit verseker. Mag ons altyd afhanklik wees. Mag ons altyd instrumente in die hand wees. Mag ons nie ons hande toer maak hoe meer ons kry nie. Maar mag ons so genadig wees op die wêreld, op onsself en op die wêreld rondom ons soos U met ons was. Dankie Here dat U ons liefhet. Ons prys U naam. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.